Ek wil vanmôre gesels met u oor gebed. Ons het nou die dag gesels oor aanbidding. Aanbidding en gebed is baie naby aan dieselfde. Dit is eintlik dieselfde ding, want ons maak onsself oop vir die gees van die Here om binne in ons te kom manifesteer. Om binne in ons te kom om te kan luister wat hy vir ons wil gee, wat hy wil hê ons moet doen, maar ons moet op baie punt in ons lewe wees waar ons die fluistering van die Heilige Gees se stem kan hoor. En weet julle wat? As jy vir die Here iets vra, sal hy nooit stil bly. Hallo, is julle met my? Hy sal nie stil bly. As jy met die Here praat, gaan die Here ook met jou praat. Maar as jy nie met die Here praat, dan gaan die Here ook nie met jou praat. Want hy sê, as jy, sal ek. Gebed en aanbidding, die worship gedeelte daarvan, wat ons nou gedoen het, daai, is 'n uitsonderlike gedeelte van lofprysing en aanbidding vir die Here. Want ons gee vir die Here, maak nie saak, ja, maar ek kan nie sing nie, en ek is vals, en die gitaar se goed raak deur mekaar, en die keyboard raak deur mekaar, en ons is almal deur mekaar, en dit is irrelevant. Want weet julle hoekom? Want die Here kyk na wat? Kyk na ons harte. Die Here kyk na ons harte, hoe ons hier binne in onsself is. Nou kom ons kyk, die skrif beveel 'n lewe van gebed aan, wat gekenmerk is deur eenvoudig is van uitdrukking. Opregtheid, hoor hierso. Die opregtheid van die hart is absoluut baie belangrik. Want hoe meer opreg jy in jou hart is, hoe nader aan God sal jy kan beweeg. Moenie 'n huigelaar wees binne in jou hart nie, en dan praat ons van die pompie nie, ons praat van die hart van verstaan. Dis wat ons van praat. Hy sê vertroue, en ons moet vertroue hê in die beloftes van God. Daar is duisende beloftes van God in die woord. Daar's baie, daar's verskriklik baie. Hy sê, dit gee leiding oor hoe ons bid, wanneer ons bid, en waar ons bid. Right. Nou, ek het eendag gesê, Paulus hulle sê, as jy in die kerk is, die mans, nou ons praat spesifiek van die mans, mag jy nie 'n hoed op jou kop hê nie. Nou mense kom en dan sê hulle, as ons, in die weermag het ons ook geleer, as jy polisie, almal daai wat in die staatsdienste is, en daai goed is, dit wat ek nou van praat, kom as jy bid, dan moet jy jou hoofdeksel afhaal. Dis wat ons het noem, ons noem het die hoofdeksel. Dan word die deksel dan moet jy op die kop sit. Maar toe kom ek en ek vra vir die mense, maar luister hierso, is daar 'n probleem as jy bid met 'n hoed op jou kop? Ja, daar is 'n probleem. Ek sê nie daar is nie 'n probleem. Want nou kom ons byvoorbeeld by die boere. Het jy al boere gesien wat nie 'n hoed op sy kop het? As 'n boer in die veld is, het die hoed op sy kop. Hoekom? Want die son brand, die wit wax het hom uit. Dit is nou maar net so. Nou kom ons en ons vra vir die ouens, ek vra vir die mans daar so, ek sê nou luister hierso. Hy vra my, hoekom haal ek my hoed elke keer af as ek bid? Ek sê, vir my? Ek sê, nee. Ek sê, as ek in die veld is, hoekom moet ek my hoed afhaal om te bid? Ek sê nie kerk. Kom, jy was nou nie kerk. Sê, maar oké, hoekom hou jy oop as jy bid? Jy moet jou oor toe. Nou, dis nou die boere wat dit nou vir my sê, ne? Ek sê, alright, met ander woorde wat jy nou vir my sê is, as jy in die veld is, en jy wil bid, dan stop jy jou bakkie, jy haal die hoed van jou kop af, en jy bid, en jy maak jou oor toe. Dis nie meer,
Ek kan dit nee, dit kan nie so werk. Ek sê nou kom nou wat se probleem. Sê met ander woorde wat jy nou vir my sê is, jy bid nooit hierdie dag nie, want jy het 'n hoed op jou kop, en jy maak ook nie jou oë toe, jy maak ook nie jou oë toe as jy bid terwyl jy ry nie. Nee, dit is nou die waarheid. Is dit alright? Wat is verkeerd daaraan, om as jy hoed op jou kop het en jy is in die veld om te bid? Maak dit 'n verskil in jou? Nee. Hoekom het leer ons, en ons leer die kinders, juis, maak jou oë toe, want hulle het aandag afleibaarheid. Dit is wat die probleem is. So jy kan bid met 'n ding op jou kop, en jy kan rarig waar ook bid. Want ek wil nou sien hoe ry 'n boer in 'n twee spoortjie pad, en hy maak sy oë toe om te bid, waar gaan hy dan opeindig? Onthou nou, hoe, waar en wanneer om te bid. Kom ons kyk. Die skrif beklemtoon in die belangrikheid van gebed. Kom ons kyk in Tessalonisense 5 vers 16 en 18. Hoor daar, wees altyd weer bly. Is jy altyd bly? Nou, dit wat ek bedoel, baie mooi. Is jy altyd bly? Nee, want ons gaan deur verskillende emosies. Dan voel ons nie lekker nie, en dan is die ding nie reg nie, en dan is daai ding nie reg nie, en dan wip ons, en daai kant wat ek so, en dit gaan, dan jy kan maar sit daar so, hoor. Sy pla nie. Hy sê, dan die volgende versie sê hy, wat sê daar? Bid sonder ophou. Met ander woorde, ek en jy kan die hele dag bid. Ons kan die hele dag ons gedagtes aan God gee. Al doen ons ander werk. Dan sê hy, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Jakobus 4 vers 2. Oordeel kom oor diegene wat nie bid. As ek en jy nie in kommunikasie met God is nie, sal God nie in kommunikasie met my wees. Kom ons kyk. Hy sê, julle begeer en julle het, julle pleeg moord en is naïwerig, en julle kan niks verkry. Julle veg en julle maak oorlog, en julle het nie. Hoekom nie? Omdat julle nie bid. Baie nog bietjie klein gewees. Nou, my pa het ons geleer, my ma het ons geleer om te bid. Maar as ons na my ouma toe gaan, so ouma Marie het nou baie lekker kos gemaak en so, dan het my pa altyd gesê, ons het nie nodig om te bid. So hoekom nie? Ouma weet hoe om kos te maak. Ouma weet hoe om kos te maak. Dit was nou 'n grap gewees, so 'n deel van die familie. Maar die punt is, ons gaan niks kry as ons nie bid. Ons gaan niks kry en niks ontvang as ons nie in 'n gesprek en in 'n verhouding, 'n absolute liefdesverhouding met God verkeer en met God is. Dan gaan ons absoluut niks kry. Nou sê ek julle, ons het nie nodig vir hierdie hoogdaverende gebede en so nie, dit kan eenvoudig wees. Kom ons kyk, Matteus 6 vers 7 en 8. Hy sê, en as julle gebid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie ongelowig is. Dis wat ons nou praat. Hy sê, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Maar die woorde beteken niks as die hart nie daarin is. Ons hart van verstand moet daarin wees en ons moet God kan loof en prys met alles wat binne in ons is. Dan sal ons kry wat ons wil hê. Die
begeertes van ons hart. Hy sê, moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, luister, nog voordat julle hom vra. Sê weer, as ek terugdink in my lewe, vandat ek tot wedergeboorte gekom het, en ek het begin journal, gebeure neerskrywe vir die Here en so, en ek gaan lees daai ding weer, dan kan ek nie glo hoe lang terug God al geweet het, ek het hierdie spesifieke ding nodig vandag nie. Dan sien ek hoe die antwoorde op my gebeure kom. En ja, ons het 3 antwoorde, onthou dit. Dit werk soos 'n robot. Rooie is nee. Groene is ja. Maar daai ander ene, die oranje ene, wat sê, wag 'n bietjie, ons like daai ene niks. En ons leer ons kinders van kleins af so, nee, jy moet 'n bietjie wag, en dan gooi sy toys uit die kort hê. Jy moet 'n bietjie wag, ek wil nie wag, ek wil nou antwoord hê, dan is dit mos nou maar so. Wag 'n bietjie, dis dan nie jou tyd nou nie, die tyd sal kom, maar God sal jou nie vergeet. Amen. God sal jou nie vergeet. Mattheus 6:5 en 6 sê, en wanneer jy bid, moet jy nie soos die geveinsdes wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon reeds weg. Volgende versie sê, maar jy, wedergebore kind van die Here, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Ons het nie nodig. Ja, dit kom wat ons kom en by mekaar kom en ons bid vir mekaar en ons bid die seën van die Here af en so, maar ons het nie nodig om daar te gaan staan en hoogdaverend en wat is daai megafoon te hê en ons bid daar so in die strate en daai, ons het nie nodig om dit te doen. Ons kan loop en by plekke verbyloop en ons kan die plekke seën. Ons het nie nodig om hoogdaverend te wees om en by die mense in te gaan en sê, maar so en so en so, ons bid vir julle en daai klas van dinge nie. Die Here weet wat is in ons harte. Die Here weet hoe is ons harte. En as ek en jy opreg is, sal die Here die mense waarvoor ek en jy bid, absoluut en werklik seën met die seën van die Here. Amen. Amen. Hy sal ons seën. Sê, die Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou, ons het verskillende posisies, ek noem dit maar posisies, wat ons kan bid. Maar ek gaan nou vir skrifgedeeltes gebruik in dit, want baie mense hou nie daarvan om op sekere maniere te bid nie, en om op knielende te wees, of ons party van ons is oud, ons kan nie meer nie, want die knie werk nie meer so lekker nie. Party van ons het seker kameel knie, want ons is die hele tyd op ons knie, dis nou nie ek nie, maar ek bedoel nou maar net. En sê, 2 Samuel, ons sê, eerste ene is sit terwyl jy bid, 2 Samuel 7 vers 18. Hy sê, voor Dawid het toe ingegaan en voor die aangesig van die Here gebly en gesê, wie is ek, Here, Here, en wat is my huis, dat u my tot hiertoe gebring het? Volgende ene is Lukas 22 vers 41. Hy sê, en hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens 'n klip kan gooi, en hy neergekniel en gebid. Wie was dit? Was dit Jesus? Dit was Jesus. Dit was Jesus. Ons kan staan en bid. Kom ons kyk, 1 Konings 8 vers 22. Net Samuel
sal hulle bo voor die altaar van die Here gaan staan, teenoor die hele vergadering van Israel, sy hande uitgebrei na die hemel, en hy het gebid. Ons gaan uitgestrek op die grond lê. Kom ons kyk, 2 Kronieke 20 vers 18. Toe baie Josafat hom met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En daarso was dit die hele volk wat op mekaar gekom het, op hulle aangesig geval het, en die Here se aangesig gesoek het. That would amazing things. Vir die hele volk, imagine, op een oomblik, dwing God die hele Suid-Afrika op hulle aangesigte en sê, aanbid my. Ek wil julle land genees. Gaan dit nie 'n awesome ding wees nie? In die geestesriem, wat se groot, absolute, gigantic, reuse manifestasie sal plaasvind, en hoe gaan dit die mensdom in Suid-Afrika, net Suid-Afrika, hoe gaan dit die mensdom beïnvloed? Kom ons maak dit kleiner. Hoe sal dit wees as die hele daar op een slag op hulle aangesig te val en die Here begin aanbid? Net daar. Wat gaan daar nie gebeur in die hemelryk, in die geestesryk? Dit moet amazing wees om so iets te kan beleef. As die hele volk van Israel voor die aangesig van die Here op hulle aangesig te val en die Here aanbid, hoe geseën is die volk van die Here nie? En ek en jy, partykeer kan lei op die blik. Wat is ons eerste ding wat ons prys gee? Wat is ons eerste ding wat ons prys gee? Kom ons sê as ons laat is. Ons stilte tyd. Ons gebedstyd. Ja, maar die Here sal verstaan. Nee, die Here sê, roep my aan in jou benoudheid. Bid tot my dag en nag. Roep my aan. En dan sit ons daar, maar ons weet nog nie hoekom het hierdie dinge gebeur nie, en hierdie goed en die goed en die goed. Hoeveel keer maak ons, luister, hoeveel keer raadpleeg ek en jy die Here voordat ons 'n besluit neem? Ons sal net met die groot besluite waar ons die Here raadpleeg. Ek het geleer. As ek lus het om te ry en my kar wil nie start en sy battery is pap, dan weet ek is nie veronderstel om te ry. Hoor julle mooi wat ek sê? As ek moet gaan fietsry, luister, as ek moet gaan, byvoorbeeld gaan fietsry, en ek ry 'n entjie so in die dorp uit, en ek kry 'n papwiel, dan weet ek het nie nodig om te ry nie, want daar gaan 'n probleem op die pad wees. Daar kan 'n probleem op die pad wees. Dit is hoe dit werk. Ek en jy raadpleeg nie die Here dag en nag. Ek wil Checkers toe gaan. Here, kan ek nou maar Checkers toe gaan? Gaan dit alright wees daar? Sy het my geleer, Antoinette, om te bid vir 'n pakkie. Ja, en julle sal my nie glo nie. Ons kry elke keer 'n pakkie nou op die regte plek. Hoe bid jy op? In die deur. Kom nou. Ja, kom. Sy het my dit geleer. Ek het blokke ver gestap. Kom ons bid net vir 'n pakkie. Here, kom vir 'n pakkie hê. Dis die baie mense. En as ek so aankom en sien ek Checkers is vol en sien ek hoe jy trek 'n karrie voor. So, come on. Dis eenvoudig wat ek nou sê, maar dit is absoluut die waarheid. Come on mense. As jy vir die Here iets vra, gaan hy jou antwoord. Hy gaan jou antwoord, maar jy gaan 'n antwoord ook kry van nee. En jy gaan ook 'n antwoord kry van nie nou nie. Come on.
Dit is hoe dit is. Die Here weet presies wat in die toekoms gaan gebeur met my en jou. Hoekom wil ek en jy die Here voorskryf? Ons het nie, man, luister, ons het nie die vaagste idee wat gaan gebeur. Die Here weet wat gaan gebeur. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Hy sê, bid met uitgestrekte arms, 1 Koning 8 vers, is ons nou by die regte plek. Ja, vers 4 of 5. Hy sê, net toe Salomo, net toe Salomo gereed was om hierdie hele gebed en smeek om die Here te bid, voor die altaar van die Here opgestaan, uit sy knielende houding, met sy hande na die hemel toe uitgebrei. Wat beteken dit? Surrender. Ek hands up. Ek hands up. Ek gee oor. Dit is wat dit beteken. Wat maak dit dat jy voor die Here op jou aangesig val? Wat maak dit dat jy voor die Here gaan lê? Jy maak jouself absoluut in niks. Jy surrender. I surrender all. Ek wil elke dag alles wat binne in my is vir die Here oorgee. Maar ons sukkel met dit. Ons sukkel met dit. Sê met sy hande die hemel uitgebrei. Lang op weer, bid met opgehewe hande, 1 Timoteus 2 vers 8. Hy sê, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder. Nou, dis nou 'n vergadering wat bid, hè? Ek wil hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. Ek gaan so vra. Wat is ons, die AGS Kerk, se missie en visie? Wat het die Here vir ons gesê, is dit? Matteus 28 sê wat? En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. OK? Hoekom doen ons dit nie? Hoekom doen ons dit nie? Ek sal jou sê hoekom, ons is te lui. En ons is kantig te bang vir mense. Ons is te bang om met mense te praat. As ek iemand in die dorp sien, ek praat nou van myself, en ek ervaar, ek moet vir my persoon bid. Ek gee nie om wie is dit. Ek stap na my persoon en ek vraag die persoon dat ek moet bid. Baie keer sê hulle ja, baie keer sê hulle nee, dit is alright, dan sê ek vir die persoon, man of vrou, maak nie saak, kind of kraai, maak nie saak. Sê ek, maar die Here sê vir my, ek het probeer dat ek vir bid. Ek moet weet wat is dit. Maar kan ek net vir jou bid? Nooit. Of ek nou checkers is, of ek in die spaar is, of maak nie saak, waar is die mense het al gegaan en dan kom hulle voorbij en hulle hoor, ek bid op nie hoofdaver en daar so met 'n geskreeuw en 'n gedeg en so nie. Ek bid vir die persoon daar so en dan mense voorbij kom, dat baie keer, dat ons staan hulle stil en respect het, want daar word gebid. Wanneer laas, wat ek sê, wanneer laas het jy dit gedoen? Okay. Het jy dit al ooit gedoen? Hoor julle wat ek vraag? Dis gebed. Ons moet gaan disippels maak. Ons moet heel eers moet ons leer wie is die Here, met ander woorde, ons moet tot wedergeboorte kom. Absoluut. Ons moet tot wedergeboorte kom.
Dan moet ons gaan en ons die Bybel begin bestudeer en ons leer wie is Jesus, sommer heel eerste. Los jou testament heeltemal uit eers. En asseblief, vir Daniël, Openbaring en die profete los hulle ook uit. Ons lees heel eerste Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dan weet ons wie is Jesus, wat is Jesus, wat het hy gedoen, hoekom, waarom, wat, hy is die Seun van God, wat gekom het om vir ons sondes te sterf, sodat ek en jy sy liggaam kan gebruik, want sy liggaam is vir my en jou gebreek, en deur sy bloed is ons verlos. Niks anders te nie. Dit is dit wat Jesus gekom het, om te doen. Dan gee hy vir ons 'n mandaat, en hy sê, gaan, maak disippels, leer daai disippels, sodat daai disippels kan uitgaan en ander mense gaan leer. Maar ons is mos te skaam om teruggetrek. Kom, ons is mos te skaam, ja, ons is mos te skaam om teruggetrek. Nee, wat gaan die mense vir my dink? Los die mense wat dink wat hulle wil. Weet julle wat is lekker? Ek praat uit myself. Weet julle wat is vir my lekker? Dis as ek iewers te loop en ek is by 'n besigheid en ons so en iemand kom daar so en hulle vra vir my, hoor jy so pastoor, wil jy nie goed vir my bid? Dis vir my die lekkerste. Want dan weet ek, luister, daar is iets. Ek is 'n moeilike mens, moenie vir dat sê, maar my vrou kan my, julle kan vir haar vra. Ek is partykeer 'n baie moeilike mens. En ek is partykeer baie ongeskik en onbeskof en maar soos jy. Ja, ek speel maar net met jou. Ons is so, ons raak so. Dit is nou maar net hoe dit is. Maar dit is die lekkerste lekker. As iemand kom en hy sê, pastoor, Dave, wil jy nie net vir my bid nie asseblief? Enige tyd, kom ek bid vir jou. Ek worry nie waarvoor wil ek bid nie, maar die Here weet. Okay, fine. Ek het nie nodig om te weet. You don't have to know everything. Jy het nie nodig om alles te weet nie. Die Here weet, en as jy die persoon kan opdra aan die Here, hoekom nie? En weet jy wat? Daai persoon begin beter. Want as iemand wat saam met hom kan stem en hom aan die Here kan opdra. Dit is amazing. Dit is amazing. Ons is by vers 8, ons het ook daar gelees. En dan word ons ook verstaan, die hooflyn oproep na Jesus en die Vader toe is nooit beset. Okay? Met ander woorde, ons kan verskeie kere op 'n dag bid. Daniël 6 vers 10, hy sê, en 10 en 11, wat is dit nou? 11. Hy sê, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, dit was by die, laat hulle nie mag iemand anders staan bid nie, behalwe die standbeeld, en hy het sy huis gegaan, en hy het sy woonkamervensters gehad, wat ook was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval, en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Right. Wie van ek en jy gaan die guts hê om dit te doen? Hoor mooi wat hy gedoen het was. Die koning het 'n bevelskrif geskryf en hy besluit hy gaan nog steeds net bid. Klaar. Het ek en jy die guts daarvoor? Het ons die durf daarvoor? Het ons die mentaliteit daarvoor of ons is bang ons kogel word afgekap of ons word geskiet? Luister, ek het geleer, verlede jaar, voorverlede jaar, ons nou oor 26 tot 24 jaar, daar so, toe het ek geleer, 'n wake-up call gehad vir my lewe, toe daai trok my gestap het, 'n wake-up call gehad, ek sê, ek het nog gewerk om te doen vir die Here, en glo my,
elke oggend en elke aand, 'n partykeer sommer deur die dag, dan sê ek vir die Here, dankie Here, dat U my lewe gespaar het. Dat ek nog kan gaan en in die lewe kan wees, want ek weet, ek het nog 'n werk vir U om te doen. Anders sou dood gewees. Dis nou maar so. Jy kan nie teen 140 km/h in 'n trok vasry, en dan met jou kop en dan met niks oorkom. Maar ek het weggestap van daai ongeluk. My kop is miskien nie baie lekker nie, maar dis oké, ek kan nog doen wat ek was. Maar ek werk ook nie meer so lekker nie, ek weet ons almal, en ons oor werk nie, sulke goeders, maar nie teen wat, die Here is nog steeds aan my en jou kant. Kom on mense, hy seën ons elke dag, haal jy ooit asem? Haal asem man, dat ek kan, lekker. Dink dit as jy nie kon asem man, dan was jy lang al dood. Hy sê bid vroeg in die oggend, Markus 1:35. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy, Jesus, opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek. Vertrek, na 'n eensame plek vertrek en hy het daar gaan bid. Lukas 6:12, bid die hele nag deur. Ek weet nie meer wat die mense gaan doen. Onthou jy daar so in Arendse so ons hy prayer vigil gedoen het. Ons het prayer vigils gedoen van 48 uur of 24 uur of so. Dan gaan ons na die kerk toe. Dan los ons mekaar af. So, ja, party mense, die ouer mense het nog gegaan, veral in die winter en so, dan het hulle nog gegaan en hulle by die huise gebid en dit, maar hy prayer vigil het gegaan en het gerol die hele tyd. Dit was, hoe lang was dit gewees? Ja, ek dink daai een van hulle was vir 7 dae, né? Vir 7 dae. Aan mekaar was daar mense in die kerk gewees wat gebid het. Van die oggend tot die aand toe, van die aand tot die oggend. Miskien moet ons 'n bietjie gou. Matrassies is ook ons die hele gaan slaap. Ons nie matrassies sit ons op die harde banke sit. Ook as ons nie op harde banke sit dat ons kan bid. Ons kan bid. Lukas 6:12 sê, hy het in daardie dae gegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. Die hele nag, Jesus het die hele nag vir sy Vader bid. Nou sê ek vir jou gebed in Johannes 4:21-24, gebed is nie beperk tot op 'n spesifieke plek nie, jy het nie nodig. Daar is sekere tye wat jy voel jy moet in die regte opvangsgebied wees, as ek dit so kan stel, om met die Here te gesels. Want partykeer voel dit vir ons is nie, dit is soos 'n selfoon sein. Nou is die sein nie so baie lekker nie. So ek kom in 'n plek waar ek kan ingaan en ek kan daarso afgesonder wees en ek voel daarso waar ek is ek absoluut rustig en ek het vrede en ek is in die regte stand met God so en ek kan daarso vir tyd spandeer. Dit is wat gebeur. Hy sê, Jesus sê vir haar, vrou, glo my. Daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Jy moet in die gees en jy moet in die waarheid aanbid. Nie huichelarry nie, in die waarheid. In die waarheid moet jy aanbid. Ek sluit af. Gebed kan gepaard gaan met vas. Nou,
Kom ek verduidelik vir jou wat beteken om te vas. Ek gaan julle 'n storie vertel. Ek het hom al vertel, maar ek gaan hom nou weer vertel. Hierdie bosbouers, daar was 'n ou oomie gewees en 'n jong mannetjie, so maar tingerige oom, maar seuningtyd en daai tyd het hulle nog die bome gaan afkap in die woude met byle. Nou kom hierdie jong man en hy sê daar so vir die ou oom, ek kan baie meer bome as jy afkap in 'n dag. Die oom sê maar, "Dis alright." Hy sê, "Nee, maar ek wil jou challenge, jy is mos nou die champion hier. Jy is die kampioen met hierdie baie bome wat jy op 'n dag kan neervel." En kom op 'n Saterdag af by mekaar, en die ander bosbouers is ook daarso, en hulle is nog met hierdie twee, die ou oomie en die jong man, maar hy het net sulke arms so. Is hulle nou daarso besig om hierdie bome af te kap. Maar die oom werk 45 minute. Dan gaan sit hy, drink hy 'n bietjie water, en hy vat sy vuil, sy slypsteen, en hy slyp sy byl. So. Hy jong man het die rus nie, hy kap net, gaan net aan, hy kap. Op die einde van die dag het die oom 200 bome meer gekap as die leier. Toe kom die leier om toe, hy sê, "Oom, moet jy dit reg gekry?" Hy sê, ek het my byl. Ek het gerus, en ek het my byl, ek het my self versorg, en ek het my byl skerp gehou. Dit is wat dit beteken. Gebed en vas loop baie keer hand aan hand. Ons kan vas van baie dinge af. Nie net van kos, ons kan vas van ander dinge af. Maar dit is dit wat beteken om te vas. Hy sê, terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou vir Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. Amen. Dis 'n gedeelte van gebed. Spesifiek, wat is die tema? Aspekte van gebed. Hoe jy bid, waar jy bid, wat doen jy om te bid? Wanneer bid jy? Hoe bid jy? Daar's verskillende maniere. Ons kom baie keer en dan hoor jy so. As jy ry en daar vlieg 'n kar of 'n taxi so voor jou in, wat is jou eerste reaksie? Moet nou nie vir my lieg. Wat is jou eerste reaksie wat jy sê? Hierdie pys, amper het ek ongeluk gehad. Kom. Nog eentjie die moed. Nog. Maar luister. Wat is fout om te sê? Dankie Here. Dit was nie 'n ongeluk. Dankie Here. Dankie Here. Maar ons kan dit vir ons makliker maak. Ek het eendag hierso op hierdie hoek, hier wat weer uitgaan, hy straat. Daar waar toe, hy straat het aan toe net werk. Kom ek daarso, ek sukkel om rooi te sien. Rooi kar. Sukkel om 'n rooi kar te sien. Maar hoor jy, ek staan 'n ou oom en 'n ou tannie. Dit was bitter baie. En ek stop aan die oorkant van die pad, so hier in die middel van hierdie pad, stop ek so en ek klim met die kar uit en ek storm op hulle af. En ek maak die tannie se deur oop en ek sê, oom, tannie, ek is regtig verskriklik baie jammer. Daai mense se oë is net so goed. Hier begin die tannie sommer, sy sê, dis die eerste keer wat voor ons uitry, ek moet sê, jammer daardie tyd. Maar ek het maar doodgegaan, maar kon sien, daai skok op hy, dit was iets verskrikliks, So gaan sê, sorry man, come on, partykeer kan ons nie, maar dit was nou 'n tydjie wat ons, hallo,
sy dame sê, loop rond dan, kyk daar so. Mense, ons moet die Here dien in gees en in waarheid. Ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. Amen. Amen.